Baie welkom almal hier so in die lekker sonkamer. By kuier om die By woord. kuier om die woord uit Jesaja 7 uit. Ja, so net lees vir ons. En in die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Uzia, die koning van Juda, het Resen, die koning van Aram, met Peka, die seun van Ramalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem om daarteen oorlog te voer. Maar hy kon nie daarteen veg. Nou was vir my so interessant, né, is die seun van die en die seun van daai en hulle is so lief om in die profetiese boeke veral dit so te beskryf, jy weet wie kom. En dan vat jy nou Matteus. Dan begin Matteus mos met die geslagregister. Van Jesus, ja. En ek dink daar is 3 so agter mekaar wat hulle al die name noem. Nou, hier sien ons dat in die dae van Agas, dis nou in die begin, hoofstuk 1, daar in die eerste paar verse rond, dan praat hy dat Jesaja het opgetree in hierdie 4 konings se tydperk. Dan noem hy die konings, daarso, as julle vinnig dalk net so na hoofstuk 1 toe kan gaan daarso, dan sê hy die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van 4 konings, dan noem hy hulle Uzia, Jotam, Agas, Hizkia. So nou sien ons, hier is ons nou al by die 3de koning, Koning Agas. Agas wat in sy pa was natuurlik nou Jotam. Ok, vers 2. Toe hulle aan die huis van Dawid berig stuur met die woorde, die Arameërs het op Efraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe, soos die bome van die bos bewe voor die wind. En die Here het vir Jesaja gesê, gaan tog uit, Agas tegemoet, jy en jou seun, Shear Jashub, aan die dis nou eind van die naam vir 'n watervoer. Weet julle, en Wie is nou jou kind kan noem Jashub? Dan gaan jy vir hom sê, Sjoepie. Dis nog alles sal 'n oulike bynaam word, né? Jashub. Okay, goed. Daai naam beteken iets spesifieks, hoor. Ek glo so, ja. Ja, aan die eind van die watervoer van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld, en sê vir hom, neem jou in ag en wees gerus, wees nie bevrees nie, en laat jou hart nie week word oor hierdie 2 rokende stukke brandhout nie. Weens die gloeiende toren van die Resen en die Arameërs en die seun van Ramalia. Ons sien hier's nou dadelik hier's 'n vrees. Nou vandag het ons baie vrees en angstigheid, veral mense wat die wêreldgebeure so dophou. Weet nie of julle agtergekom het nie. Daar's 'n soort van angs onder die mense. Nou, Sondag wat kom, gaan ons vir die remedie gee, of die oplossing, vir mense wat in daai toestand is. En ons gaan hierdie Sondag wat kom, gaan ons die raamwerk doen, evangelisasie raamwerk, van die, onder die invloed van die Heilige Gees. Dit is les 3, van ons daders van die woord, skool, wat julle almal by betrokke is. Nou, die gedagte is, wanneer ons behoeftes raak sien, dan gebruik ons hierdie raamwerke wat pas nou by die onderskeie behoeftes. Nou Sondag gaan ek vir julle verduidelik die behoefte wat aangespreek kan word deur spesifiek hierdie les 3 onder die invloed van die Heilige Gees. As 'n ou gevul is met die Heilige Gees, skrik jy nie vir koue pompoen nie. Het jy nie meer vrees nie. So hoe kry 'n mens mense uit hulle vrees uit? Veral nou mense wat vreeslik bewus is. Jy sal ook hoor praat, hulle weet alles van wêreldgebeure, van die oorloë en natuurlik van hierdie godsdienstige tipes wat nou op hierdie wa gespring het, om die mense nou nog banger te maak. En dan probeer hulle dit nou inpas in die Bybel. Jy weet, baie van hierdie, en hulle noem hulle profete, hulle gebruik die koerant en die nuus media. Is die profete nie, is valse profete. En wat daaraan, ek sê sogenaamde profete, ja. En dan gebruik hulle wêreldgebeure om nou die Bybel te verduidelik. Mense, weet jy wat, die Bybel moet jy verstaan om wêreldgebeure te verstaan. Ja. Dis nie andersom nie. Maar natuurlik, hulle floreer nou daarop en hulle dryf vrees in mense in. En daardeur kontroleer en beheer hulle. Vrees beheer jou. Vrees beperk jou en laat jy tot 'n stilstand kom.
Maar weet jy wat, die remedie daarvoor word gevul met die Heilige Gees, en dan is skrik jy vir niks nie. Soos ons ook nou hier sien, dieselfde effek, dat as jy in God glo, die Heilige Gees wat nou in ons is, dan is ons nie bang nie. En natuurlik, as ons die woord reg sny en reg verstaan, en ons verstaan die tye reg, dan weet ons, daar is geen vrees nodig vir vrees nie. Want hulle wat geglo het, hoe is daai een? Geloof en liefde dryf die vrees na buite. Ja, volmaakte liefde. Volmaakte liefde maak nie mense bang nie. Ek meen, maak jy jou kindertjies bang? Wat sal jy dink van 'n groot volwasse mens wat veronderstel om volwasse te wees en hy maak jou ou kleintjies bang? Wel, party paas doen dit, hoor. Hy boe, jy weet, maak die kleintjies bang. Ons sal sê, "Sis man." Nou weet jy wat, nou hier's boelies deesdae in kerklike kringe wat nogal groot kokkedore, hulle noem hulle self groot kokkedore. Nou gebruik hulle die eindtye sogenaamd, wat hulle heeltemal misverstaan en hulle tuisberekening is heeltemal uit, om mense, vrees in mense in te sit. Nou julle gaan baie van hulle teekom, so wat is die oplossing? Geef hulle raamwerk 3, onder die invloed van die Heilige Gees. Moenie onder die invloed kom van wêreldgebeure nie, onder die invloed van drank nie. Party mense gaan in 'n drankmisbruik naderhand, net om ontslae te raak van al hierdie vrees. Nee, word gevul met die Heilige Gees. Okay. En ek kom terug na God is Gees. En die wat hom aanbid met hom in gees en waarheid aanbid. Jy kan nie die Bybel vat en sê, hierso sê die Here, na 7 jaar gaan dit gebeur. Nou sit jy vat die almanak en jy sê, dit gaan daai tyd gebeur en dit gaan daai tyd gebeur. Jy's nie lekker nie, jy's stupid. Want by God is 2 en 2 nie 4 nie. Ja, en die wonderlike goeie nuus vir ons is, hierdie gebeure wat die Bybel alles hier beskryf, en dan van die eindtye en die laaste dae, het reeds plaasgevind. Nou, ek weet, baie mense gaan nou dadelik bolmakiesie slaan om net te hoor, ek sê dit, in die 1ste eeu, maar Jesus sê, hierdie geslag, praat van die mense waarin hy opgetree, sal nie verbygaan. Geslag is 40 jaar, voor al hierdie dinge gebeur het nie. Ja. En dan sê hy, in die laaste dae het Jesus opgetree. Hebreërs 1, vers 1. En dan sê hy, in die laaste dae, sê profeet Joël, sê Petrus, Handelinge 2, sal ek my gees uitstort. En wanneer het dit gebeur? Meer as 2000 jaar gelede. Is die Heilige Gees uitgestort in die laaste dae. Laaste dae van dat. Van wat? Van planeet aarde? Nee, van die ou bedeling. Die ou tempel wat met mense hande gebou is, het verbygegaan. En ek wil nou nog 'n les bring, en die les se titel gaan wees, Tempel of Huis van die Here sonder hande gebou. Wat 'n tempel is dit? Dis die een wat Jesus gebou het. Dis die een wat die Heilige Gees gevul het op die dag van Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees. En nou is die Heilige Gees waar in ons, en daarom kom Paulus en hy sê, weet julle nie, julle is die tempel van die Heilige Gees nie. So dit het alles klaar gebeur, dit is volbring, en nou verskuif hierdie ouens wat die vrees aanjaag, hierdie hele gebeurtenis nou na die toekoms toe, ons toekoms, wat absoluut te snert is. So, hier is die les vir jou, wat jy kan gaan aanbied. As jy sien mense is vreesagtig, en mense is bang, kry hulle gevul met die Heilige Gees. Amen. Goed. Jy kan hierso inskryf, die ding wat jy dalk voor bang is. Onthou, daai ding of persoon is 'n stuk rokende hout. Ja, dis eintlik, die Here sê eintlik vir ons hierso, hierdie goed wat vir ons bang is eintlik net 'n stuk rook, en hy brand nie eers nie. Hy brand nie eers nie, hy rook nie. Ek doen baie keer as ons nou so ietsie vleisie braai daar, en nou baie keer groot stompe, en ons gebruik hierdie, ons het daai lekker boom daar by ons, 'n peperboom. En weet nie wie van julle het al van daai hout gebruik om vleis te braai nie. Maar hy maak 'n lieflike kool wat nogal lank hou. En nou ons moet daai boom gereeld sny, want hy ruk hande uit en hy's reg voor ons huis en hy keer die son. So ons gaan hom juist nou weer 'n bietjie sny. En Pastor Mimpie is natuurlik nie baie bly daaroor nie, maar nou ja. Kyk, hier sit ons nou in die sonklas vandag. En Tikkie, jy en Giselle sit nou daar, lekker in die sonnetjies. Ons is jaloers op julle, hoor. Want die son kom nou lekker in. Maar dit maak die lekkerste braaivleis daai hout. Lekkerste kolle. Nou,
Partykeer dan braai jy nou, dan groot sien jy nou, hier, ons wil nou begin braai en dit het alles redelik uitgebrand, maar hier's nog 'n paar stompe in wat jy sien nog nie lekker gebrand nie. Dan vat ek daai tang en dan haal ek uit, dan gooi hulle sommer daar op die grond. Dan rook hulle vreeslik. Dit lyk maar hulle vreeslik. vlam nooit. Maar hulle het eintlik geen krag in hulle nie. Hulle is klaar. Nie lank nie dan is daai ou rookie ook weg. So dis vir my mooi hierdie, né? Ja, dis baie mooi. Ja. Vers 5. Omdat Aram onheil teen jou besluit het, Efraim en die seun van Ramalia deur te sê, laat ons optrek teen Juda en die skrik aanjaag. Jy sien, skrik aanjaag. Ja. Skrik aanjaag. Mense is so bang. Daar's iemand in ons politiek, ek gaan nie sy naam noem nie. Hy hou tog so daarvan om almal te laat skrik. Ja. Amen. En ek wil vandag vir daai ou sê, man, weet jy wat, jy's 'n stuk hout wat net rook. Jy brand nie eers nie. So sê die Here, Ja, want kyk, rook, jy probeer eintlik irriteer jy almal om jou. Want die rook, jy weet, in hulle oë en in hulle neus. Dis eintlik al wat jy doen. Ja. Dis 'n rookie sonder 'n vuur nie. Dis 'n rookie sonder 'n vuur. Ja, kom ons kry die vuur van die Heilige Gees. Ja. As jy al agterkom as jy ding weer aan die gang kry en die vuur uitkom, dan gaan die rook dadelik weg. Ja, pragtig. Ja, amen. Laat ons optrek teen Juda en die skrik aanjaag en dit vir ons verower en die seun van Tabeel daaroor koning maak. So sê die Here, dit sal nie tot stand kom nie en dit sal nie gebeur nie. Want Damaskus is die hoof van Aram en Resen die hoof van Damaskus en binne 65 jaar sal Efraim verbreek word sodat dit geen volk meer is nie. Weereens, selfs tot vandag, hierdie groot kanonne wat so lelik optree nou met hierdie oorlog en arme kindertjies en ou mense en onskuldige mense nou in die oorlog tref met hulle vreeslike bomme en vuurpyle en wat noem jy al ballistiese, weet nie wat so goed is nie. Ek is jammer vir al hierdie ouens, Putin en wie kan ons nog noem, ons sal liewers nie verder noem nie. Hulle gaan almal hulle einde sien. Die Here gaan nie slaap op hulle nie, en hy het nie. Ek meen, wie van julle stem saam? Ons kyk nou in die nuus en ons sien hoe onskuldig, ek gee nie om wat sy rasgroep het is nie, en wat sy gode hulle het nie. Maar is dit reg om sulke onskuldige mense so swaar te laat kry? So onnodig. Hulle gaan hulle verdiende loon kry. Ek sê dit nou vir julle. Ons sien dit reg deur die Bybel, dit gebeur oor en oor en oor. So ek is nou jammer vir hierdie ouens, julle gaan sien hoe hulle tot hulle einde kom. Ons het al baie sulke leiers en baie sulke diktators, wat baie mense moorde veroorsaak het in hulle land. Hoeveel van hulle het oorgebly? Niemand. So hierdie ouens, kan hulle nie leer uit die ander se foute uit nie. Het gaan dieselfde met hulle gebeur. Goed, kom ons Jesus het vir Petrus gesê, in die tuin van Getsemane, want Petrus het sy swaard gelig en hy die hoëpriester se oor afgekap. Sê Jesus vir Petrus, as jy met die swaard wil lewe, sal jy met die swaard sterwe. Amen, dis wat met hulle gaan gebeur. Yes. Ja. Okay. Okay. Ons is nou by vers 9. En Samaria is die hoof van Efraim en die seun van Ramalia die hoof van Samaria. As julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig Daar's pragtig. word nie. As julle nie glo nie. Nou ja, vir ons vandag, wie in wie glo ons? Jesus Christus, die woord. Ons het die woord, Ou Testament en Nuwe Testament, alles verwys na Jesus toe. En ons sien Jesus op elke bladsy van die Bybel. En wanneer ons dan die woord so lees, selfs hier in Jesaja, dan is dit asof ons net sien Jesus die woord. Lekker, né? En so word ons versterk. En hoe kry ons geloof? Geloof is uit die gehoor, gehoor is uit die woord. Romeine 10 vers 17. En dis Jesus wat geloof bring vir ons, want hy is die woord. Amen. Vers 10. Vers 10. En die Here het verder met Agas gespreek en gesê, eis vir jou 'n teken van die Here jou God. Sak diep af na die doderyk of klim hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie en ek sal die Here nie versoek nie. Toe sê hy, luister tog, o huis van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie. Jy sien, wanneer mense ongehoorsaam is aan die woord van God, dan
as ek dit nou so lees, dit vermoei God. Net soos wat dit jou vermoei. As jy weet wat die oplossing is, jy weet wat die oplossing is, en jy sê vir daai persoon, hoorie, maar hier is die oplossing, en daai persoon wil nie glo. Want Jesus is die oplossing. Want Jesus is die oplossing. Dan, dit maak jou moeg. Hierdie is vir my, hy sê, sak diep af na die doderyk, klim hoog op na boontoe. Dit pas by Romeine hoofstuk 10. Ja. Wat hy sê, moenie in jou hart sê, Wie sal? wie sal God van bo af afbring of van onder af uitbring nie. Hy sê, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit. Julle weet wat's geregtigheid? Dis om die gawes, die vrugte van die Gees uit te leef van Galasiërs 5:22. Nou, waar hy sê, maar wat sê dit? Dan sê hy daai woord, naby jou. Wat is naby jou? Nie die vrees nie. Nie die moeilikheid nie. Hy sê, naby jou is die woord, in jou hart. En daai woordjie hart het ook die definisie, en dis cardia in Grieks, wat ook eintlik praat van jou intellek. So jy kan verwys na jou sieldimensie toe. So hy sê, naby jou, waar naby jou, in jou sieldimensie, denke, gedagtes en gemoed, is die woord. Sê amen. Amen. En dan kom Paulus en sê, en dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Geloof is die teenoorgestelde van vrees. As jy geloof het in Christus, dan gaan die vrees uit. As jy vrees het, het jy geen geloof nie. Nou, geloof is gebaseer op die woord, en die woord het, Jesus Christus is die woord, en hy het alles reeds vervul. Sê amen. So, al wat ons doen is, ons glo in Jesus, ons hardloop in daai veilige toring in van ons, wie Christus Jesus is, en daar voel ons beskik. Of ons gaan Psalm 91, in die skuilplek van die Here. En ek is bly, hy sê, hy wat in die skuilplek van die Here sit. Jy staan nie eers daar nie, jy sit. Ou wat sit is rustig, stem julle saam. Ou wat vreesagtig is, staan regop. Hy is te bang. Ou wat rustig is, en geloof is, sit rustig en ontspan. En dan natuurlik sê hy in vers 4, Psalm 91, onder die vleuels van die gerubs wat jy skuil. Praat van die ark van die verbond, maar ons weet die ark van die verbond wys na Christus, nou binne in ons Kolossense 1 vers 27. Goed. Wil iemand iets gesê? Nee. Ons is nou by vers 11. 14 al. 14, ja. Dankie. 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Net voordat ons dit lees, wil ek gou vir julle iets sê. Die waarhede in die Bybel is parallelle lyne. Dit kruis nooit. Nou, almal van julle weet, die Here beloof aan ons, hy sal nooit sy gees van ons al wegvat nie. Stem julle saam? En hy sal nooit sy woord breek nie. Ja, hy sal nooit sy woord breek nie. Want dis parallelle lyne. Dis parallelle lyne. Julle weet wat se parallelle lyn, ewewydig, die van julle wat wiskunde en meetkunde gedoen het. Dis twee lyne wat, as ons vat nou ons aardbol, uit om hom is hy parallelle lyne, hulle dui dit so aan, wat noem hulle die breedte lyne, né? Die lengte lyne is die wat na die pole toe gaan, breedte lyne gaan om na die ewenaar so. Nou, hulle sal nooit bots nie. Jy kan nou hier begin loop op een breedte lyn, dan gaan jy reg rondom die aarde loop, kom presies op dieselfde punt uit. Want as hierdie ewewydige lyne of parallelle lyne sou kruis, dan beteken dit jy het nie 'n waarheidwet gehad nie. Onwaarhede sal mekaar kruis, maar die waarheid van die Here wat ewig en vas staan, soos 'n wet, sal nooit kruis nie. Dis parallel. Soos Pastor Mimpie nou sê, jy vind hierdie lyne reg deur by van Genesis reg deur tot die boek Openbaring. Nou wil ek net gou iets selfde ding. Nou wil ek net gou iets verduidelik. Ons het nou net gepraat, Pastoor Jan het nou net gepraat van Psalm 91, onder die vleuels, onder die vlerke van die Here skuil. Daar is beskerming vir jou, daar is genesing, daar is krag, daar is liefde, daar is blydskap, daar is geregtigheid, daar is vrede, dis alles wat daar is. As jy nou soos 'n dom kuiken onder die vlerke uitkruip, En die kat vang jou. en die kan Dan moet jy nie huil nie. Jy is stupid gewees. So, is dit God wat nou sy woord breek, wat hy sê, maar nou is ek nie meer met jou nie?
Of is dit jy wat moedswillig Jy het wegbeweeg. om weg te beweeg? En dan lees ek hierso in 2 Tessalonisense 5 vers 19. Blus die gees nie uit nie. Blus die gees nie uit nie. Praat van die Heilige Gees. Ja. Blus die gees nie uit nie. So, ja, Praat van hom geestelik te wees. jy kan deur jou negatiewe optrede, kan jy die entoesiasme van die Heilige Gees, kan jy demp. Ja, daar's ook 'n skrif, bedroef nie die Heilige Gees. Bedroef nie die Heilige Gees nie. So, is dit God wat nou spiteful is? Nee, dis jy wat onder die vlerke. Dis jy wat dom is. Ja. Ja. En dis hierdie ouens, dis hulle wat uitbeweeg het onder God se verbond en onder God se vlerke. Beweeg uit die woord uit vandag. Jy weet, as jy wegbeweeg van die woord af, of ons stuur hierdie woord vir jou uit en jy begin daarna luister en sê, ag, ek het genoeg gehad daarvan. Daar het jy klaar begin om uit te beweeg. Weet julle, ek kan nooit genoeg kry van die woord nie. Ek wil dit oor en oor hoor. Want dis onder die vlerke wees, onder die hen. Jesus sê op 'n plek, né? Hy sê ek wil julle bymekaar maak. Matteus, Ja, soos 'n hen haar kykens maar julle wou maar nie. julle wou nie. Praat met sy eie mense van daai Praat van tyd. Kapernaum. Vandag is presies dieselfde. Ja. Ek en Pastor Mimpie, ons wil so graag almal bymekaar maak. Ons wil julle so graag onder die hen hê. Nou spreekwoordelik. Die woord, die veilige plek. Psalm 91 skuilplek. En dan is ons baie keer so teleurgestel en sien die mense hardloop rond oor ons. Kyk, ons is oral op die werf. Daar's groot gevare, nonsens. Ja. En ons as henne sê klok 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 klok, maar nee, die kykentjies kom nie. Hulle hol almal weg. En dan daarom in die aand as jy nou weer almal bymekaar maak, is die helfte weg. En net uit domheid uit, né? Nee man, bly by die hen. Laat my dink aan hierdie ou klein aapie wat nou pas gebore is, dan begin sy ma al klaar weer rondspring, want hy klou vas aan daai ma. Hy weet een ding. As een ding in sy DNA wat hy weet, klou vir die vale. Ek het so 'n les onlangs gebring. En daai ma kan maar rondspring en tussen die takke en hardloop hulle weg vir gevaar, maar daai kleintjie bly behoue, weet jy wat, uit een ding in sy kop, klou vir die vale. En ek hou daarvan. Kom ons klou aan die woord. Amen. Kom ons vat die woord. Kom ons hou nie op en dan te luister. As jy daar by die huis is en jy raak onstemmig en jy raak vreesagtig en angstig en jy voel dinge is nie lekker nie, daar's een plek waar jy na toe kan hardloop. Oh yes. Amen. Hardloop na die woord. Ons stuur hierdie woord uit. Amen. As jy dan nie self in die woord vinnig dit kan regkry om in die woord self dan in te kom nie, vat dan hierdie woord en begin dit te luister. En jy sal gou gekalmeer en gesond word en veilig weer voel onder die hen. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken Dis gee. vers 14. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel Wow, sien julle Ou Testament, Jesaja praat van wie? Jesus. Jesus. En Immanuel beteken, en sien in die Bybel waar ons dit nou onlangs gelees het, God met in ons. 'n les gebring het vir julle verlede Sondag. Ek het nou nie die skrif vir jou en jy kan self sommer gaan kry. Immanuel beteken God met ons. En Jesus maak dit nog sterker. Hy sê eintlik die koninkryk van die hemele, waarvan hy die koning is en God Vader die koning is nie op 'n plek buite julle nie, dis binne in julle. So dit is nie net met ons nie, maar in ons. Wow, hoe naby kan dit wees? Matteus 1:23. Daar sê Matteus 1:23. Dikmelk en heuning sal hy eet, as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Hierdie verwys op woord. Ja, Heuning en dikmelk verwys na woord. Ja. yes. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is verlate wees. Aha, dis 'n voorspelling. Maar die Here sal oor jou en jou volk en die huis van jou vader daar laat kom soos daar nie gekom het van die dag dat Efraim van Juda afgeval het nie, die koning van Aser. So hier kondig hy klaar aan die oplossing van al hierdie drama, al hierdie probleme, al hierdie oorloë, al hierdie vrees. En hy sê, daar gaan iemand kom
En kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar, en dis Jesus. En sy naam sal wees Immanuel, God met julle, in julle. Wow, dis die oplossing. Dis die oplossing van vandag, meer as ooit. En die Heilige Gees is hier en in ons, en ons het die woord. En hy lei ons in die volle waarheid oor wie ons vandag is in hierdie wêreld waar ons vandag is. Goed. En in die dag sal die Here vir die vlee fluit, wat aan die einde van die strome van Egipte is, en die bye wat in die land Aser is. En dit het jy vir ons mooi verduidelik Ek het dit verlede keer verduidelik, maar noem dit net vinnig weer. Die vlee is die Assiriese leer, en as jy dink, wanneer is daar baie brommers, ons het al gesien op die plaas, as daar 'n vrot ding is, dan sit die brommers en die vlee, sit teen die bome en teen die blare en alles. Sê vir jou, dit sê vir ons ook iets. Vrot. Dit sê vir ons, as jy begin vrot raak, omdat jy wegraak van die woord. Ja. Kyk, die woord maak jou rein. Stem julle saam? Jesus is die woord. Hoe meer jy in die woord besig is, hoe meer skoon raak jou gedagtes. Stem julle? Maar as jy begin wegbeweeg, jy kyk jy hartebron en hy's weg, dan begin sy gedagtes en denke vrot raak, want hy's weg van die woord af. En wat lok jy? Wat lok vrot? Brommers. En daar's ook 'n plek in iewers wat dit verwys na demoniese kreature wat jy na jou toe lok. Boosheid. Sê amen. Hallo? Ja. So bly by die woord. Wat interessant is, ek dink nou net daaraan die 10 plaae van Egipte land. Wat was een van die plaae? Daar was steekvliee, ja. Presies. Ek dink nou net daaraan. En daai pla was gerig teen die afgode van Egipte. Ja. En watter plaag het toe nou uiteindelik die oplossing gebring? Want die 9 pla het ou Farao se hart nog steeds verhard. Hy het hulle sê, okay, laat dit net stop hierdie pla, hierdie paras en hierdie steekvliee en al hierdie goed wat gebeur het dan met hulle. Ons kan dit nie meer hanteer nie. En dan stop hulle dit, en dan stop ou Moses dit. En net wanneer dit aan weer is te gaan, dan sê hy, nee, julle gaan nie trek nie. En watter plaag het dit finaal gebreek? Die dood van die eerstgeborenes, want die lam wat geslag is, se bloed moes gestryk word aan die 2 deurposte en bo aan die deur. En dit het gewys, wie is die ware lam? Jesus Christus. Wie is die ware oplossing? Want in daai huise waar die bloed bestryk is, het die eerstgeborenes niks weggekom nie. Hulle was veilig. Mense, presies dieselfde vandag. As jy in die woord is, en ons weet mos nou, Levitikus sê dit so baie oor en oor vir julle, sê die siel is in die bloed, of die siel is aan die bloed verbind. Wat is die siel? Denke, gedagtes en gemoed. Jou gedagtes is aan jou bloed verbind. So wat jy dink, jou brein is basies werk soos 'n klier. Hy skei af in die bloed. So wat jy dink, as jy vrot dink, wat beland in jou bloed? Vrot. As jy nonsens dink, wat beland in jou bloed? Nonsens. Twak praat, twak dink, twak in jou bloed. Maar weet julle wat? As ons Jesus dink, die woord oordink dag en nag, wat beland in ons bloed? Jesus woord. Ek kan maar sê Jesus bloed beland nou in jou bloed. Want Jesus is die woord. Hoe gesond en heilsaam kan dit nie wees vir jou liggaam nie. Sê amen. Goed. Ons is nou by vers 19. En die bye wat in die land Aser is, nou die bye, daai tyd het hulle nie revolvers en goed gehad nie, so wat het hulle gehad? Swaard. 'n By steek, so. Dit was 'n wrede weermag geweest. En hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van die steil hoogtes en in die skeure van die rotse en op al die doringbosse en op al die drinkplekke. En in die dag sal die Here met die skeermes wat anderkant die Eufraat gehuur is, met die koning van Aser afskeer die hoof en ook die hare van die voete. Nou ja, hierdie is vir my vreemd. Die hare van die voete. Ek dink dit hou seker ou se voete warm en nou is daar nie meer. Maar wie het hare aan sy voete? Dis vir my baie vreemd.
Jy was hondjies vreeslik besig om te huil, terwille van die mense wat nou hierdie les luister, is nie ons op demone nie, hoor. Dis net hondjies hier buitekant iewers. En dit sal ook die baie baard ongelukkig wegneem. is. Dit sal ook die baard wegneem. Nou, ek weet in Korintiërs praat Paulus van vroue en vroue met 'n bedekking op hulle hoof hê, bla 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 bla, en baie mense verstaan dit verkeerd, maar in daardie dae, as hulle 'n vrou gevang het, wat oorspel gepleeg het, dan was haar straf gewees, hulle het haar kop kaal geskeer. So dis 'n tipe van 'n, dat mense na jou kyk en sê, ouma, jy is afskuwelik, jy weet, en nou hier sê die Here, ek gaan nie net die baard afskeer nie, ek gaan, I don't know, tot die haartjies van jou tone afskeer, en ook die baard afskeer, nee? Ja, jy praat nou van hoofbedekkings, nee. Ek dink, so Paulus vandag moes sien, hoe lyk die kerke wat nog hoofbedekkings toepas, dan gaan hy hom seker plat neerval op die grond en hom van lag, sy maag vashou. Want hoofbedekkings in daai tyd, was 'n hoofbedekking, dit het jou kop, van jou kop tot hier op jou skouers, kon jy glad nie die dame wat dit nou dra, sy gesig sien nie. Haar hele hoof was bedek. Nou wat sien ons vandag, hierdie tipiese kerkhoede? Ek weet nie wat 'n kerke dra nog hoede nie. Maar ek kan onthou, ek het groot geword nog, en dit was eintlik nie hoofbedekkings, dit was net toppies, boopie kop. En baie het bietjie oorboord gegaan daarmee, en was vreeslik modebewus daarmee. En jy het vreeslike baie keer groot hoede gekry. En dan baie het gelyk op hulle vrugte op het, né? Vrugte en blomme. Ek weet baie keer as jy nou in die kerk sit, dan kan jy nie by hierdie tannie verbykyk nie, want haar hoed was so groot, en met al die tooiings en die bevraaiings. Nou ek dink as Paulus nou moes kom en hy kyk hoe lyk die hedendaagse hoofbedekkings, dit het geen betekenis eintlik nie. Dit is glad nie wat die Bybel daai tyd gehad het. Ja, okay, ons dra glad nie meer, ons dames dra nie meer hoofbedekkings nie, want ek glo ons hoof is nou bedek met die woord, Jesus Christus. Ek wil net gou iets sê, as julle hierdie wil onderstreep, gaan lees in 2 Konings 15 en 16. Praat hy van hierdie selfe konings en wat gebeur het. En ek kan die hele boek Konings deurlees, en sê jy, dan kry jy dieselfde. En dan kry jy idee wanneer het Jesaja en ek opgetree met watter konings, want hy noem in Jesaja 1 die konings wat betrokke was. So dis 2 konings. 4 konings wat hy mos mee gedeel het eintlik. Ons is nou by die 3de koning. Ja, maar ek sê as jy die verhale uit 'n ander hoek uit wil lees, gaan lees 2 Konings 16. En in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou, en wees die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dikmelk eet, want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. Nou let wel, in die land oorgebly het, wie bly oor? Wie het oorgebly in Jesus se tyd? Jesus het gesê, ek verduidelik vir julle al hierdie dinge, wanneer dit gaan gebeur, hierdie geslag sal nie verbygaan nie, dit is Matteus 24, en as julle hierdie dinge sien gebeur, en dan ook in Lukas 21 spesifiek, meer spesifiek sê hy, as julle die stad omring sien deur vreemde soldate, en dis die Romeine, in daai geval, wat sê hy, wat moet julle doen? Wie van julle kan vir my sê? Vlug na die berge. Wie het dit gesê? Jesus. Was Jesus 'n ware profeet? Yes. Hy was nie net 'n ware profeet nie, hy was vervulling van al die profetiese redes van die Ou Testament. En wat het toe gebeur? Toe die plek omsingel word, in 70 na Christus het dit gebeur, deur geskiedkundiges Josefus beskryf onder andere. Wat het die Jode gedoen? Hulle het nie ag gegee op Jesus se woord nie. Hulle het vergeet wat Jesus gesê het. Net soos vandag. Ons moet nie vergeet wat Jesus gesê het nie. Ons moet hom ter harte neem. Wat doen hulle? Hulle vlug na Jerusalem en hulle vlug na die tempel. En volgens die geskiedskrywer Josefus was daar 1,1 miljoen Jode omgebring. En al hierdie mense wat Jesus gevolg het gevlug na die berge. En daarom staan daar in Johannes, ek noem dit vir julle baie. Dis nie dat ek vergeet dat ek het gesê het nie, ek sê dit net weer oor.
in Lukas 21 staan daar sal nie 'n haar van julle hoof val, sê Jesus nie, omdat wat? Hulle het na die berge gevlug. Hulle het niks oorgekom nie. En dit word ook so dan beskrywe in hierdie historiese boeke, dat daai volgelinge van Jesus het nie enigiets oorgekom nie. Mense, is dit nie mooi nie? Kom ons vat die woord nou. Kom ons leer uit ander se foute uit. Maak nie dieselfde foute nie. Kom ons vat nou hierdie woord en ons neem dit ernstig op. Jy het baie moeilikheid, man. Jy het trouble. Jy het vrese. Vir julle wat nou luister ook. Kom nou. Kom uit dit uit. Vat die woord, laat die woord oor jou lewe regeer, want dis Jesus. Sê amen. Luister woord soos hierdie oor en oor. En ontkom. En daar sal nie 'n haar van jou hoof val nie. Want jy is gelowig en jy bly in die woord. Amen. En dan sien die voordele, soos hy sê, in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou. So daar sal dis nou hierdie stuk, daar sal 'n remnant wees, daar sal oorlewing wees. Dis nou eintlik wat ek wou gesê het. Soos in die tyd van Jesus, toe uiteindelik dinge gebeur het in 70 dae Christus, het daar 'n remnant oorgebly. Hulle wat Jesus ernstig geneem het op sy woord en gevlug het na die berge. Goed, dis wat ek daar wil sê, pastoor. En baie keer sien 'n mens die groot skare en jy sien daar gaan die groot skare daai kant toe. En dan is hier net 'n remnant. En dan voel jy alleen. Jy sê maar hier's net 'n remnant. That's enough. Dis genoeg. Die remnant is genoeg. Amen. Want jy kan jou nie steur aan die groot massas nie. Nee. Okay, en dan Waar is ons nou, in vers? die dag sal elke plek waar 1000 wingerdstokke staan, wat die waarde van 1000 sikkel silwers het, vir die dorings en die distels wees. Soos ons gesê het, die boek Jesaja is 'n poëtiese boek. Hy praat baie met beeldspraak en een vers praat hy van die goeie en dan die volgende oomblik praat hy van die slegte. Nee. Okay. Nou praat hy weer van die slegte. Met pyl en boog sal hulle daarheen kom, want die hele land sal vol dorings en distels. Kyk nou die verskil, né? Hulle wat in die woord is, hulle wat aan God behoort, ervaar hierdie wingerdstokke en silwer. Silwer is altyd verlossing. Maar as ons wegbeweeg, dan word dit distels en dorings. Met 'n pyl en boog sal hulle daarheen kom, want die hele land sal vol dorings en distels wees. Nou dit is wat jy ervaar. Dis wat die kykentjie ervaar as hy wegbeweeg van die hen af. Dorings en distels, moeilikheid. So kom ons kom terug en ons bly by die Here. Amen. En al die berge wat met pik bewerk is. Ek weet nie, kan jy daai verduidelik bietjie? Kom ons lees net die woord verduidelik homself gewoonlik. Daar sal hulle uit vrees vir dorings en distels nie kom nie, maar dit sal dien om beeste in te jaag en om deur die klein vee vertrap te word. Ek dink miskien, ek mag verkeerd wees. Kyk, wat het hulle met pik gedoen? Hulle dakke besmeer dat die reën nie in die huis inkom nie. Ek dink hulle het ook die bote wat hulle gemaak het met pik besmeer. Was die ark nie ook met pik Moses se mandjie was met pik. Presies, Moses se mandjie, né? Ja. En daarom kon hy dryf. Ja, pragtig, dis oulik. So ek dink hierdie pik is eintlik vir beskerming. sien julle? So hy sê en al die berge wat met die pik bewerk is. Nou berge is 'n plek van hoogte. Berge is 'n plek waar jy gaan om te bid. So dit praat van jy's ingebid in die Here. Wat met die pik bewerk is. Ja. So jy die grond bewerk met 'n pik. Is dit daai pik? Ja. Okay. Heeltemal reg. Dankie Piet. Dankie, Dis hoekom Piet. ons kuier om die woord. Onthou ek en pastoor Moempie gaan nie doen. Wat met die pik bewerk is. Ja. Ja, so dis nie pik wat jy 'n boot mee smeer nie. Dis 'n tool waarmee jy dan op die berg die klippe uithaal en Okay. die land bewerk. Daar sal hulle uit vrees vir die dorings en distels nie kom nie. Ja, want dis nou met die pik bewerk. Ja, okay. Okay. Pragtig. Maar dit sal dien om die beeste in te jaag en om deur die kleinvee vertrap te word. Goed, met ander woorde, dit sal nou 'n plek wees waar daar nou voordele gaan kom en boerdery. Okay, ons is klaar met hoofstuk 7. Ek kan sien hoeveel tyd het ons nog oor. Ja, kom ons gaan aan hoofstuk 8.
Jy seker ek kan nie gou daai noem wat ek Jy kan. Ek weet nie wat jy wil noem nie, maar noem dit. daai wat ek vir jou gesê het van Proverbs Spreuke. Ja, kom ons doen dit en dan sluit ons daarby af. Ek wil net vir julle noem, ons het nou iets klei getrap met die pik storie, maar want ek en Pastoor Mimpie berei glad nie voor nie, ons doen dit doelbewus, ons wil graag net uit ons hart uitpraat. Berei jy te veel voor, gaan ons nooit deur dit kom nie, want dat is te veel goed, verstaan julle? Maar nou is dit so lekker dat julle wat nou saam met ons kuier, nou dadelik nou agterkom, maar hy praat nie van daai pik nie, hy praat nou van die pik wat jy die grond mee skoon maak. Dit van twee wees, of van pikkies wat beskerming aanbied, Ja. van veiligheid. So ons kan nog steeds daai beginsel ook vat, ja. Ja. Ek kan nie vir die pik gebruik om die grond en die rotse uit te haal. Dis reg. Ek dink meer dis korrek. Ek dink dis meer korrek. Ja. Nie een van is verkeerd nie, maar Nou? dit is 'n vorm van beskerming vir vorentoe Pragtig. voedsels en whatever van voorsiening gemaak. Dis wat kuier om die woord ryk maak. Yes, Almal van julle het die Heilige Gees. Almal van julle is in die woord. En dit is hoog tyd dat julle vir my en Pastoor Mimpie ook 'n bietjie woord gee. Dankie vir dit. Okay. Wat ek gisterand vir Pastoor Jan sê is, wie van julle verstaan, moet my nou nie verkeerd verstaan nie, wie van julle verstaan 100% wie God is? Wie van julle ken hom 100%? Wie van julle verstaan sy plan vir jou lewe? Al sy 100%. mysteries. Al sy mysteries. God is 'n mystery, want hy is God almagtig. Ek gaan nooit Hy's nie 'n mens nie. Ons het Nee. gepraat, ons sê jy kan Ja. nooit vervelig wees. Wie van julle raak baie keer verveeld? Mense verveel. Met mense. Ons raak verveeld, né? Wie van julle ken mense wat altyd dieselfde storie vertel? Hæ? Ja. Jy sal ouerige mense kry. Veel na kant toe. Ek het. Skus vir hierdie foon wat hier lê. Julle moet 'n bietjie musiek kry in die les. So, wie van julle, soos ek sê, ken mense wat hulle altyd net een deentjie en dan praat hulle aan mekaar net dieselfde ou deentjie. Veral mense wat Soos dronk 'n is. Veral gramme- mense wat dronk is, praat altyd dieselfde ou Soos storie. 'n grammofoonplaat so 'n Ja, ou dieselfde ou beskrywing wat storie. vasgehak het, né? Ja. Of soos 'n hond wat agter sy stert aan hard het. Ja. Nou, Al in die ronde, al in die ronde. Nou menslike verhoudinge kan maklik in 'n doodloopstraat beland of in 'n barplek beland. Maar jou verhouding met God kan nooit op so 'n plek beland nie. Ja, ek het nou al Want gedink. God se mysteries. Ja. God is onmeetbaar, né? Nee? Hy's onmeetbaar. Ek het nou al lees jy- gedink, Pastoor Mimpie, as 'n mens nou hemel toe gaan hy nou wonderlik wees daar, né? Nou gaan 'n mens nie nou verveeld wees daar nie. Jy gaan nou nader al sien en al. Jy gaan nie. Maar met God nie, Nooit. want hy's so groot. Hy sê in Jesaja 53, my gedagtes is nie julle gedagtes. Kom aan. Pastoor Jan gaan net uit. Yes. Yes, Marika. En toe lees ek nou hierdie en dis vir my so mooi as jy gaan na Spreuke 25 vers 2 toe. Gaan na Spreuke 25 vers 2 toe. Dit is die eer van God om 'n saak te verberg. Die engel sê, it is the glory of God to have a mystery about some things. En die van julle weet, dat as jy kyk na die heerlikheid van God, en die dieptes van God, dan weet jy, dit lê nie net sommer op die oppervlak nie. Ja. Nee, dis soos goud en silwer, jy tel dit nie sommer net op nie, dis 'n verhouding wat groei en groei en groei. Ja, Hy weet- sê, dis die ja. eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om die saak na te speur. Wat hy sê is, die glorie van God is 'n groot mystery, en daar's nie 'n einde aan jou verhouding met God nie. Jy sal nooit op 'n punt kom wat jy sê, ek weet nou alles van God wat ek
ooit wou gehad het nie, want God is onmeetbaar, hy's tydloos, hy's almagtig, né? En hy sê, maar die eer van die konings om 'n saak na te speur. Nou in Engels sê hy, it is the glory of God to have a mystery about the divinity, but the honor of the kings to see, to understand it. Wie is die konings? Ons is. En dan gaan ons terug na Spreuke 20 toe. Die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees, maar 'n man van verstand sal dit tog uitskep. Ja, pragtig. Nee. So, jy kan nooit verveeld raak met die Here nie. En jy kan nooit sê, hoor hierso, ek het nou hierdie sertifikaat, ek het nou hierdie doktorsgraad in godsgeleerdheid, ek weet nou alles van God nie. Because why? God is Die onmeetbaar. oomblik as jy dit dink, het jy al klaar wegbeweeg onder die hen uit. En jy sal klaar op gevaarlike plekke. God is onbegryplik, onnaspeurbaar, groot, heerlik. En daar gaan nooit verveeldheid wees nie, want jy gaan altyd nuwe opwindende goed ontdek in die Here. Wetenskaplikes vandag nog, as hulle in die wetenskap, vat nou hierdie bioloë en hierdie op insekkundiges, hulle ontdek al hoe nuwer goed van insekte en goed, en dit is verstommend, en jy, daar's niks verveel daarin nie, want dis die Here se hy het dit gemaak. Amen. So, hoe groot is ons Here nie, en God nie? Wat ons nog, ons partykeer dink ons is vreeslik slim, maar ons is eintlik 'n ou peanut breintjie teen God se grootheid en sy heerlikheid. Maar weet jy wat, dis wonderlik om deel van hom te wees. En is wonderlik om deel van mekaar te wees. Wanneer ons mekaar het ons soveel meer verskeidenheid, want die Here se uitdrukking is deur ons. Kyk hoe verskillend is sy uitdrukking. Hoeveel miljoene, triljoene mense was nou al op hierdie planeet aarde? En nie een van hulle is dieselfde nie. En elkeen is 'n ander uitdrukking van ons Hemelse Vader, om te wys hoe groot is hy. Amen. Sê amen. En dis waarom ek julle so waardeer, as ek na julle kyk, sê ek, wow, kyk na julle. Wat 'n fantastiese uitdrukking van ons Hemelse Vader, wat deur julle kom. Want julle bring die woord op 'n ander manier, as wat ek dit sal bring. Pastor Mubi dit sal bring. Want julle het julle eie ondervinding al in die lewe gehad, en julle eie persoonlikheid, en okay, persona is altyd 'n bietjie, partykeer gevaarlike ding, want party ouens ontwikkel 'n vreeslike persoonlikheid, wat nie Christus is nie, maar verstaan jy wat ek bedoel, elkeen van ons is uniek in Christus, so prys die Here mense. Ek het nie een vervelige oomblik nie, veral as ek met julle deel, want daar is soveel rykdom in julle lewens. Pastor Mimpie, is daar nog iets? Ek wil net hier in Deuteronomium 29 lees, en hy sê die verborgde dinge is vir die Here ons God. Die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. Ja. Om te doen al die woorde van hierdie wet. Wat hy daardeur sê is verborge, daar's baie goed wat verborge is. As jy in Spreuke lees, dan lees jy kort. Hy sê soek daarna soos silwer, soek daarna soos goud, die wysheid. En Jesus Christus het vir ons dit kom openbaar. En in Christus Jesus is al hierdie rykdomme. Iewers is daar 'n skrif wat nogal daarby pas. Rykdomme en heerlikheid. Onbeskryflik groot. Goed, ek dink ons gaan... Dis Spreuke 2, hy sê, Ja. as jy daarna soek soos na silwer, en dit naspeur soos verborge skatte, Pragtig. dan sal jy die vrees van die Here verstaan, en die kennis van God vind. Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Amen. So groot verskil tussen kennis en wysheid. Kennis sê vir jou, rekenkunde sê vir jou 1 en 1 is 2. Ja. Maar wysheid sê vir jou, dis nie altyd so by God nie. Ja. Want hier kom die arm weduwee, en sy gooi alles in wat sy het. En die Here sê, sy het meer ingegooi as die ryk mense wat miljoene ingegooi het. So, by God werk daai een tel baie meer as daai ander. So, ja, dis vir my baie interessant. Vader, ons dank U dat die Heilige Gees deur ons werk. Dankie vir U woord. Dankie vir wat ons kon lees
in Jesaja. Dankie dat ons die koneksie daarvan verstaan met die Nuwe Testament, met Jesus Christus. Ja, Jesus Christus raak al hoe ryker en ryker in ons gedagtes en al hoe groter en groter. By hom wil ons skuil. Ons waardeer dit, Here, dat ons soos kuikentjies onder die vlerke kan invlug en veilig voel. Ons gee al die lof en al die prys in Jesus naam. En almal sê Amen. Amen.